En ek wil vandag met julle praat oor Naaman, die man wat hom vererg het. So ons gaan net gou hierdie gedeelte lees. En dan gaan ek 'n bietjie met julle praat. En dan gaan ons harte oopmaak. En dan gaan ons hier voorkom staan. En dan gaan ek vir ons almal bid. Dat die Here en die Heilige Gees net weer ons harte opnuut sal aanraak. Dat ons weer net daai passie in ons harte en lewens sal kry vir hom. Nou kom ons lees hierdie gedeelte in 2 Konings 5 vanaf vers 1. En Naaman, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan die Arameërs oorwinning gegee en die man was 'n dapper held, maar melaats. En die Arameërs het in bendes uitgetrek uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevange weggevoer, wat in diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê, ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Toe gaan hy in en gee dit aan sy heer te kenne, aan die koning van Aram, en sê so en so die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom. En die koning van Aram sê, gaan dan, ek wil 'n brief van die koning van Israel stuur. En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stelle klere saam met hom geneem. En aan die koning van Israel die brief gebring van die volgende inhoud. Saam met hierdie brief van u stuur ek dan nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem. Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en hy sê, hoor wat sê hy? Hy sê, is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my toe stuur, om van 'n man sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien tog hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek. Maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeer het, laat hy die koning weet, waarom skeer u klere? Laat hom maar na my toe kom, dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is. So het Naaman dan gekom met sy perde en met sy waans en voor die deur van Elisa se huis stilgehou. En toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom om te sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink hy sal sekerlik na my toe uitkom en staan in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Farper, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meer nou dat hy gesê het, was jou en jy sal rein word. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun en hy het rein geword. Toe draai hy om na die man van God, so hy het teruggegaan na Elisa toe. Hy en sy hele gevolg en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Nou, ek wil 'n bietjie met julle praat oor hierdie man wat hom vererg het. Naaman. Hy weergalm so 'n bietjie, Jody. Gaan net eers water drink. Sit jou hand op jou hart.
Vader, ons maak ons harte oop, net vandag te hoor, wat wil U vir ons sê? Salf my lippe en my mond, en gebruik my om mooi te hoor, wat U vir die gemeente wil sê, want dis nie my gemeente nie, dis U gemeente. En ek is deel daarvan, so ek wil ook hoor, wat wil U vir ons sê? In Jesus naam, amen. Jesus verwys ook na Naaman in Lukas 4 vers 27, waar hy sê, daar was baie melaatses, niemand is genees nie, behalwe Naaman. Interessant. Want Jesus kon onthou toe hy hom gesond gemaak het. Stem julle saam? Nou, as ons kyk na die lewe van Naaman, of na sy karakter, dan sien ons in 'n mate 'n beeld van onsself en van baie ander mense rondom ons. Ons weet net nie altyd van hulle nie. Maar net soos wat hierdie wonderwerk plaasgevind het in die lewe van Naaman, so wil God goed wees vir elkeen van ons, en God wil hê dat almal gered moet word. Interessant, Naaman beteken aangenaam, vreugdevol, verheug, heerlik. Hy was 'n groot en 'n belangrike man in 'n groot en 'n belangrike plek. Hy was die leerowerste, 'n bevelvoerder, 'n belangrike man, hoog in aansien. Die nuwe vertaling sê, hy was die hoof van die leer van die koning van Aram. Hy was geëerd onder sy volksgenote. Hy was 'n dapper held, 'n krygsman, 'n militaris, en deur hom het die Here 'n groot oorwinning aan die Arameërs gegee. Maar die feit dat die Here hierdie groot oorwinning aan hom gegee het, dat hy hierdie groot oorwinning behaal het, was geen bewys dat God tevrede met hom was nie. Diep onder sy mooi uniform, daar waar niemand kon sien nie, was daar 'n gevreesde en 'n dodelike bakteria, want hy was melaats. En elke oggend wanneer hy hierdie geëerde soldaat, wanneer hy hierdie mooi uniform van hom aantrek, en elke aand as hy hierdie mooi uniform van hom uittrek, dan het die vreeslikste gewaarwording deur sy hart gegaan, totdat die vrees hom so beet gepak het, dat hy uitgeroep het, ek is onrein, ek is onrein. Maar dis eintlik 'n toneel wat elke dag rondom ons afspeel, want niemand op hierdie hele aarde, hoe groot, hoe ryk of hoe belangrik jy ook al mag wees nie, niemand op hierdie aarde is buite die gevaar van siekte en van die dood nie. En as dit vandag met jou goed gaan, dan is dit net die genade van God. En dan het jy vandag en vanoggend rede om God daarvoor te dank. Maar hoe dikwels het hierdie groot bevelvoerder, hoe dikwels het hy nie met sy perd daar verby die huise van die melaatses gery nie, en dan het hy hulle verag. En nooit het hy gedink dat hy eendag soos een van hulle sou word nie.
Julle sien hoe gelukkig, hoe voorspoedig jy ook al mag voorkom, dis nie wat saak maak nie. Dikwels is dit so, iewers skuil daar 'n kiem van besoedeling, of steek daar 'n doring van smart, daar waar mense nie kan sien nie. En so was dit in die lewe van Naaman, hoe hy ook al probeer het om sy smart toe te maak met sy mooi uniform, of met die groot eer van die koning, was daar altyd by hom hierdie wete, binnekort gaan hulle sy liggaam na die graf dra, as gevolg van hierdie vreeslike siekte. En baie dae het hy begeer en het hy gewens, hy kan maar net plekke ruil met een van sy gewone soldate, maar die ontvlugting was nie vir hom so maklik nie. Nou ek glo dit, dat daar iets in jou lewe kan gebeur. God kan dit toelaat, dat daar iets in jou lewe gebeur, sodat jy tot inkeer kan kom. God kan iets laat gebeur in jou lewe, sodat jy jou hulpeloosheid kan besef, en daar kan iets in jou lewe gebeur, sodat jy jou toevlug na God moet neem. Maar nou is dit so, en ek preek nie, ek praat net met julle. Julle sien, mense sien ons na die uiterlike. En miskien sien ons mekaar vanoggend as gelukkig, en as geseënd en as voorspoedig. Miskien word ons geëer deur mense, miskien is ons hoog in aansien. Maar die vraag is, hoe sien God ons? En jy moet eerlik wees met jouself. Hoe sien God jou? Nou ons ken die Bybel, 1 Samuel 16 vers 7 sê, God sien nie wat die mens sien nie, want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Nuwe vertaling sê, die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. Nou, as julle na my kyk, hoe lyk ek vir julle? Maar kom ons kyk. Julle sien, baie mense lyk so aan die binnekant. Innerlik. Daar waar mense nie kan sien nie. Uiterlik lyk hulle mooi, gelukkig, geseënd. Alles lyk reg, maar hier binne is daar 'n kiem van besoedeling, 'n doring van smart, weggesteek vir mense. Maar God kyk nie na die uiterlike nie, hy kyk na die innerlike. Nou, dis wonderlik dat God op die regte tyd, op een of ander manier, 'n boodskap van hoop en lewe tot elke mens stuur. Dis wonderlik hoe God dit doen. En hier kom die boodskap van die Here na Naaman deur 'n Hebreëse dogtertjie, wat gevange geneem is, en sy het vir Naaman se vrou gewerk, en toe sê sy vir Naaman se vrou, omdat sy moet vir Naaman gaan sê,
as hy net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy van sy melaatsheid gesond word. Glo julle ook dat God deur ons kinders met ons kan praat? Julle sien, as God met 'n mens wil praat, dan sal hy dit doen. Op een of ander manier sal hy dit doen, maar die boodskap van God sal by jou uitkom. En ek sê, dis wonderlik hoe God dit doen. Vir Moses was dit deur die brandende doringbos. Vir Bileam was dit deur die donkie. Vir Petrus was dit deur die haan wat gekraai het. Vir Paulus was dit deur 'n helder lig. En vir Naaman was dit deur hierdie dogtertjie. Net so stuur God boodskappe na elke mens en na elkeen van ons, sodat ons nie aan die melaatsheid van sonde sal sterf en hel toe gaan nie. Miskien deur 'n preek praat hy met jou, miskien deur hierdie boodskap vanmôre, miskien deur 'n lied, miskien deur 'n droom, of miskien deur iemand anders, maar op een of ander manier praat God met elke mens. En Naaman het hierdie dogtertjie se boodskap nie verag nie, hy het dit ernstig opgeneem. Al was haar volk sy vyande, het hy nogtans gevoel, in haar boodskap is daar iets vir hom. Nou dit is so, soms kom God se boodskap deur 'n kanaal waarvan ons nie baie hou nie. Hoor julle wat ek sê? Maar net so praat God vanmôre met jou. Maar Naaman besluit om te gaan en hy neem 'n brief saam en hy neem geskenke saam. 'n Brief van die koning van Aram aan die koning van Israel. Dit was eintlik soos 'n belydenis van sy toestand. Maar ek het ook al gesien, so baie keer kom mense na die Here toe, en wanneer hulle na die Here toe kom, dan probeer hulle self regverdig. Terwyl jy eintlik eerlik moet wees en moet erken, ek is 'n sondaar, vuil en besmet. Want as jy eerlik is, as jy na hom toe kom, dan sal God die antwoord gee en God sal die uitkoms gee. Nou, die geskenke wat hy saamneem, is goud, silwer en klere. Nuwe vertaling sê 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere. Neem hy saam. So hy was nie synig om te gee nie. Maar hoe baie mense wil redding en genesing by God hê, maar hulle wil hom nie vereer met hulle geld en hulle besittings nie. Maar Naaman het gekom net soos hy is en hy het gebring wat hy kon. Maar hy vertrek eers na die koning van Israel en hy gee hom sy brief
En toe die koning van Israel hierdie brief lees, wat die koning van Aram aan hom gestuur het, dat hy nou vir Naaman hom gesond moet maak van sy melaatsheid, toe skeer die koning van Israel sy klere, en hoor wat sê, hy sê, is ek dan nou God om lewend en dood te maak, dat hierdie koning iemand na my toe stuur, dat ek hom nou van sy melaatsheid gesond moet maak, dink hy, ek is God. Maar ons wee is nie God se wee nie, want Naaman probeer eers sy eie ding, want hy gaan eers na die koning toe, in plaas van na die profeet toe. En sy teleurstelling was groot, want God werk deur eenvoudige kanale. Hy het die dogtertjie verkies bo die koning. En die Bybel sê hier, toe die profeet Elisa hiervan hoor, dat die koning van Israel sy klere geskeur het, toe stuur hy 'n boodskap na die koning, en hy sê, laat Naaman na my toe kom, dan sal hy weet, daar is 'n profeet in Israel. En ek wil hê julle moet die prentjie sien. Toe Naaman daar by die huis van Elisa aankom met sy perde en met sy waans, 'n baie belangrike man, vol van homself, 'n bevelvoerder van die weermag met sy uniform en met sy medaljes, in sy groot koets. Toe hy daar aankom, stop hy met sy groot gevolg reg voor die deur van die profeet. Met al sy offisiere en sy troepe. En hy het seker by homself gedink, hy gaan nou die man van God hierdeur beïndruk. Maar wat het gebeur? Die profeet sit in sy huis en hy roer nie. Hy sien nie eers hierdie grootheid van hierdie man raak nie. Dit pla hom nie die minste nie. Daarom sê Jakobus 4 vers 16, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En Elisa sit in sy huis, en hy kom nie eers uit nie, hy staan nie eers van sy stoel af op, hy stuur 'n boodskap na Naaman, en hy sê vir hom, gaan was jou 7 maal in die Jordaan, en jy sal gesond word. Maar wat 'n vernederende boodskap vir hierdie baie belangrike, groot bevelvoerder. En onmiddellik het Naaman kwaad geword en hy het 4 voorwaardes aan die Here gestel. Hy sê eerstens, ek het gedink die profeet sal darm van sy stoel af opstaan. Tweedens, ek het gedink, hy sal opstaan en dan sal hy uitkom en hy sal hier voor my kom staan. Want ek is daarom nog die bevelvoerder van koning Aram se weermag, maar wie is hy om net daar te sit en vir my 'n boodskap te stuur? Ek is hierdie groot en belangrike man, maar wie dink hy is hy? Maar julle sien, God word nie aangetrek deur 'n man se rang of posisies nie. So iets het God nog nooit beïndruk nie.
Derdens, hy sê, ek het gedink dat as hy hier voor my kom staan, dan sal hy die naam van sy God aanroep. En vierdens sê hy, ek het gedink, as hy hier voor my staan en hy roep die naam van sy God aan, dan sal hy so met sy hand oor my melaatsheid beweeg en dan sal ek gesond word. Maar ongelukkig, vir Naaman was dit so, God val nie in by 'n mens se planne nie, dis die mens wat by God se planne moet inval. En jy het baie planne gemaak, maar die Here sê vanmôre vir jou, dis nie hy wat by jou planne moet inval nie, dis jy wat by sy planne moet inval. En Naaman word kwaad en hy sê, wat van die Abana en die Farper, daai twee groot riviere in Damaskus, hoekom kan ek my nie daar gaan was nie? Nou moet ek myself in hierdie simpel, vuil Jordaanrivier gaan was. Iets wat hy glad nie wou doen nie. Vir hom was sy land se riviere 'n trots, maar hierdie vuil Jordaan het hy verag. Hy wou dit nie doen nie. Miskien het hy by homself gedink, moet 'n man soos ek, wat hierdie groot posisie beklee, myself so verneder en in hierdie modderwater van hierdie Jordaan gaan inklim? Wie dink hy is ek om myself in hierdie vuil rivier te gaan was? Wat van die Abana en die Farper? Maar nee, dis nie waar die genesing is nie. Die genesing is by die Jordaan. So dis nie jou planne wat tel nie, dis God se plan wat tel. Kan julle die prentjie sien? Dink 'n bietjie daaroor. Maar so is dit vir elke mens. In die uur van beslissing, wanneer jy 'n belangrike besluit moet maak, kom daar altyd 'n toets. In die uur van beslissing kom daar altyd 'n toets. En Naaman dink by homself, ek het met groot eer bewys hier na die profeet toe gekom, en dis wat hy van my dink. Ek het verwag, hy sal uitkom en sy hand oor my streel en ek sal gesond word, maar nou verneder hy my nog verder en hy stuur my na die vuil water van die Jordaan. Maar dit is hoe God werk. Hy toets jou gehoorsaamheid. Hy was nog altyd so, hy het nog nooit verander nie, hy toets jou gehoorsaamheid. En Naaman het kwaad geword, hy het omgedraai en hy het vererg weggery. Maar nou lees ek sy manskappe en sy dienaars het met hom gepraat en gesê, asseblief tog generaal, doen tog maar net soos wat die profeet vir u gesê het. En toe hulle daar by die Jordaan kom, toe gebeur daar iets. Want jy kan ons nou nie in die water ingaan met jou groot uniform en met al jou medaljes nie. As jy jouself wil was, moet jy uittrek, en die eerste ding wat hy afgehaal het, was sy helm. En die tweede ding wat hy uitgetrek het, was sy baadjie, met al sy range en met sy medaljes.
En toe hy daar langs daai modderwater staan, toe sy laar as die korporaal wat saam met hulle gekom het. Toe was dit nie eers nodig vir sy manne om hom te salueer nie. Want toe sy laar as hulle almal. Maar dis hoe God werk. Want hy stel nie belang in die uiterlike dinge nie. Hy kyk na jou hart en hy toets jou gehoorsaamheid. Hy soek absolute gehoorsaamheid. En hier loop Naaman, seker kwaad en skaam voor sy manne. En toe hy daar in die modderwater ingaan, toe is hy presies op die plek waar God hom wil hê. Sê vir my vanoggend, sê vir my, is jy vanmôre presies op die plek waar God jou wil hê? Gestroop van alle menslike en wêreldse dinge. Dit was die toets wat hy moes slaag, daar in die modderwater. Maar dis hoe God werk. Want hy was gewoon daaraan om bevele uit te deel, hy was gewoon daaraan om die beste behandeling te kry, maar nou moet hy hier self 'n bevel gehoorsaam. Maar God se woord is ja en amen. Sy woord is die hoogste prioriteit. En hy het afgeklim en hy het onder die water ingeduik, ingegaan om hom te was, 1 keer uitgekom, 2 keer uitgekom, 3 keer uitgekom, niks het gebeur nie, 4 keer, 5 keer, nog niks nie, 6 keer, en hy kom uit en nog niks het gebeur nie. Maar Naaman, die Here het nie gesê 6 keer nie, hy het gesê 7 keer. En toe hy die 7de maal uitkom, was hy volmaak genees. Die Bybel sê sy vel was soos 'n jong seunsin. Julle sien, as 'n mens absoluut gehoorsaam is aan die Here, hoe eenvoudig dit ook al mag klink, God sal sy deel doen. Toe die Here verlede Sondag vir ons gesê het, as jy dit glo, draai 3 keer in die ronde, maak nie saak hoe eenvoudig dit klink nie, wanneer jy gehoorsaam is, sal God sy deel doen. As hy sê in Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, dan argumenteer ek nie daaroor nie, dan doen ek dit, want daar is nie 'n ander pad nie. Hy soek gehoorsaamheid. En toe Naaman sien dat hy gesond is, toe gebeur daar 'n snaakse ding, hy trek gou weer sy klere aan. Julle kan dit gaan lees die hele hoofstuk. Hy trek aan en hy jaag terug na die profeet toe. En die eerste ding wat hy sê is, nou weet ek, daar is net een God in die hele wêreld en dit is die God van Israel. En die tweede ding wat hy sê is,
my kerk is verkeerd. My aanbiddingsplek is verkeerd. Hy sê, want as die koning van Aram daar in die tempel van Rimmon ingaan om te aanbid, dan moet ek saam met hom daar ingaan. En as die koning van Aram daar voor hy afgodsbeelde neerbuig, dan leun hy op my, en as hy buig, moet ek ook buig. Bid dan die Here dat hy my sal vergewe. Hy sê, my kerk is verkeerd, my God is verkeerd, en ek sê vandag vir jou, daar is net een God, en dit is die God van Israel. Want Naaman het hom ontmoet daar in die Jordaan. So ek wil vir julle sê, luister mooi, God se krag. God se krag vir redding en vir genesing word sigbaar in jou lewe wanneer jy absoluut gehoorsaam is aan hom. Baie mense vra, watter is die regte kerk? Want jy sê, jou kerk is die regte kerk, ek sê, my kerk is die regte kerk, en 'n ander een sê, nee, sy kerk is die regte kerk. Dan wil ek sê, die ware kerk van Jesus Christus op aarde het baie kenmerke, maar daar is een uitstaande kenmerk. Daar waar die Heilige Gees werk, en daar waar Jesus verheerlik word, daar is God, en waar God is dit reg. Ek kom nou in om te land. En dan gaan ons almal hier voorkom staan, en dan gaan ek vir ons bid. En terwyl ek bid, glo ek gaan die Heilige Gees harte weer aanraak. Daar is nou maar net eers 'n uur verby. Is nou 10:30, is dit reg? Net na 10:30. As daar iemand is wat haastig is, kan jy sommer nou gaan. Kom ons wees nie haastig nie. Ek moet ernstig met julle praat. Want ek het mos nou in die week gesien hoe vinnig kan 'n mens se lewe van jou weggeneem word. Dit het my so geskok. Ek kon amper nie verder ry nie. Maar Naaman het sy siekte en sy probleem vir mense probeer wegsteek onder sy mooi uniform. Maar elke oggend en elke aand as hy aantrek of uittrek, dan het hy hierdie vreeslike smart van hom gesien. Hy het dit vir mense probeer wegsteek, maar vir God was dit nooit verborge nie. En ek dink nadat hy daar by die profeet, by Elisa was, toe word hy kwaad en hy vererg hom en hy jaag weg. En terwyl hy so jaag met sy perd of met die koets oor die vlaktes van Samaria, toe gaan hierdie woorde van die profeet so spiese deur sy hart,
gaan was jou 7 maal in die Jordaan en jy sal gesond word. En dan kom die stem van een van sy dienaars. Generaal, sal jy nie maar doen wat die profeet vir jou gesê het om te doen nie? En terwyl hy so jaag, is hy in hierdie weegskaal en hy besef aan die een kant, as hy nie doen wat die profeet gesê het nie, dan gaan hy sterf van melaatsheid en binnekort gaan hulle sy liggaam na die graf dra. En dan aan die ander kant, hierdie groot toets, die prys wat hy moet betaal, hy moet sy kleed uittrek, hy moet sy range en sy medaljes afhaal, en hy moet homself verneder, en hy moet daar in die modderwater van die Jordaan ingaan, nie 1 keer of 2 keer nie, maar 7 keer. Dit was 'n tweestryd waarin hy verkeer het. Dit maal deur sy gedagtes. Hier sit ook mense vandag wat in 'n tweestryd is. Moet ek doen wat God van my verwag? Want in die uur van beslissing is daar altyd 'n toets. Dit was baie eenvoudig verlede Sondag, die toets was draai 3 keer in die ronde. Maar toe hierdie bevelvoerder, terwyl het so deur sy gedagtes maal, toe hy die koets en die perde tot stilstand bring, toe stop hy daar reg langs die Jordaan, want hy het die regte besluit geneem. Dank God vir elke mens wat die regte besluit neem. Elke mens wat besluit vir die Here. Dis alles vir hom of niks. Al is dit ook hoe moeilik, maak nie saak nie. Maak nie saak wat mense dink nie. Hy het nie bekommer oor wat sy ander soldate van hom dink nie. Maak nie saak wat mense dink nie, want een besluit kan die verskil maak tussen lewe en dood of tussen hemel en hel. So ek sê weer, in die uur van beslissing is daar altyd 'n toets. En Naaman het die toets geslaag. En ek vra jou vanoggend, sal jy nie maar doen dit wat die Here van jou verwag om te doen nie? Sal jy nie maar doen dit wat God van jou verwag om te doen nie? Miskien voel jy soos Naaman, onder jou kleed, hier diep binne, waar niemand kan sien nie, is daar 'n kiem van besoedeling, daar's iets wat jy wegsteek, hier diep binne is daar 'n doring van smart, of 'n bakterie van sonde, wat jy vir mense wegsteek, maar jy kan dit nie vir God wegsteek nie. Ek ken nie julle lewens persoonlik nie. Maar miskien sê jy vanmôre, Here, daar waar niemand kan sien nie, daar het ek U nodig. Vergeet van wie nog vanmôre in hierdie kerk is.
Here, daar waar niemand kan sien nie, daar waar niemand van weet nie, daar het ek U nodig. En as jy gehoorsaam is, dan sal hy sy deel doen. Ek wonder wie gaan eerste vanmôre hier voorkom staan. Om vir die Here te sê, Here, daar waar niemand kan sien nie, daar het ek U nodig en ek is vanmôre gehoorsaam, ek kom hier staan. Jy hoef nie vanoggend 7 keer in die modder water in te gaan nie, jy hoef net hier voor te kom staan. En dan gaan ek net vir ons almal bid. En dan gaan ons lekker saam kuier in die saal. Maar in hierdie oomblik, terwyl julle hier voor staan, gaan die Heilige Gees iets hier binne vir jou doen. Jesus was gehoorsaam. In Getsemane het hy die toets geslaag. Toe hy gesê het, nie my wil nie, maar U wil. En hy het met sy bloed vir jou betaal. So in hierdie uur van beslissing is daar 'n toets. Jy moet net vanmôre sê, Here, hier is my hart, hier is ek. Ek kom vanmôre na U toe.